Nou vriende, goeiemôre. Ons is die Here nog dankbaar dat ons andermal weer kan saam wees so rondom sy woord. Ons eer die Here vir sy goedheid, sy genade en sy guns oor ons, dat hy vir ons dag na dag dra en seën met die keer van sy seëninge. Die Here wek ons op elke môre met die doel om sout van hierdie aarde en lig vir hierdie wêreld te wees. En die gebed van my hart is dat u en ek ook in hierdie dag dan hierdie roeping sal uitleef om die Here in alles welbehaaglik te wees. Nou vriende, ons gaan vanmôre 'n bietjie met u praat oor die baie besondere gedagte daar in Filemon, die tweede vers. 'n Baie besondere boek, baie kort boek. Daar is maar 25 versies, waarvan die laaste paar verse maar net Paulus is wat 'n klompie mense groet en eintlik die groete oordra na Filemon se kant van sekere mense. Nou, wat vir my besonder is dat die apostel Paulus hier 'n man ontmoet het met die naam van Onesimus. En Onesimus was 'n slaaf wat weggehardloop het van sy eienaar Filemon. En hy het Paulus ontmoet in Rome. Die Here het alles so beskik en bepaal. Daar kom Onesimus tot bekering. Die apostel Paulus verneem dat hy weggehardloop het van Filemon en hy stuur hom terug na Filemon. En hy sê vir Filemon, neem hierdie man nie net meer aan as jou slaaf nie, maar nou as 'n broeder in Christus. En die kosbare boodskap in die boek Filemon gaan oor die gedagte van versoening. Wanneer iemand by die Here uitgekom het en daar was miskien 'n gebroke verhoudinge, dat daar versoening kan plaasvind, dat daar 'n gemeenskaplike geloof ontstaan, 'n gemeenskaplike Vader wat in Christus ons vrygekoop het en deur sy Gees ons kom verseël het. Maar die gedagte waarby ek wil stil staan is vers 2. En kom ek lees vir u daar in Filemon. Ek lees vir u vers 1. Daar staan Paulus, 'n gevangene van Christus Jesus, en die broeder Timoteus aan Filemon, die geliefde en ons mede-arbeider. Baie besonder dat Paulus baie van sy sendbriewe geskryf het vanuit die tronk. En vriende, ons leer 'n baie wonderlike les hier. Baie keer sien ons ontberinge en moeilike tye in ons lewe as soos 'n swaard wat oor ons hoof te hang. Maar God gebruik baie keer hierdie moeilike tye om iets kosbaar na vore te bring, om ons geloof te versterk, om ons geestelik sterker te maak. En in Paulus se geval was dit gewees om hom bietjie rustiger te kry, sodat hy ook hierdie geïnspireerde briewe kon skryf, wat na die gemeentes uitgestuur kan word, en u en ek beleef tot vandag toe die seën en die vrug van hierdie briewe. Timoteus was die jong man wat onder Paulus se bediening tot bekering gekom het en wat saam met Paulus op sendingreise gegaan het. Later was hy die predikant daarvan die gemeente in Efese. Die Bybel sê vir ons, hulle skryf aan Filemon. Hy is 'n geliefde en 'n mede-arbeider. Maar nou is daar 'n besondere gedagte in vers 2. En aan Appia, die geliefde suster, en aan Archippus, ons medestryder, en aan die gemeente wat in jou huis is. So wat hier besonder is vriende, dat Filemon 'n huiskerk gehad het. Nou ons weet in die dag waarin Paulus geleef het, was kerke nog nie so volop en so vrylik beskikbaar soos vandag nie. Toe die apostel Paulus hierdie gemeentes gestig het, was dit mense wat uit die heidendom, uit afgodediens, uit baie bose en sondige lewens tot bekering gekom het, en hulle het gemeentes begin vorm by huise, en later het dit ook groter gemeentes geword, soveel so dat Paulus praat van die gemeente in Efese, en daar word briewe geskryf aan die gemeente in Korinte, ensovoorts. Maar wat vir my besonder was, is dat Filemon in sy huis 'n kerk gehad het, en dis die gedagte vanmôre, vriende, elke huis is die kerk in die kleine. As ons Sondag by mekaar kom, is dit verskillende gesinne en ons vorm 'n gemeente. Hierdie gesin kom van Brakpan en hierdie gesin van Boksburg en hierdie gesin van Kempton Park en hierdie ene van Pretoria. Ons almal kom by mekaar by ons plek van aanbidding en so vorm ons 'n gemeente. En as ons van daar af weg beweeg, is ons weer die kerk wat in die gemeenskap 'n verskil moet maak. En wat is die boodskap van vanmôre? Ons huis is die kerk in die kleine. Daar moet pa die Bybel vat en pa moet die Bybel lees. Daar moet pa die Bybel verklaar aan die vrou en die kinders. As die kinders alreeds uit die huis is, dan is dit die man en die vrou. Daar moet gepraat word oor sekere kwessies in die samelewing, uitdagings wat ons beleef, sonde wat oor ons pad kom. Daar moet ons mekaar dien in liefde. Daar moet rekenskap van mekaar geëis word. Daar is die gedagte van leierskap, dat die vader die hoof van die huis is, die ma saam met die pa, wat die huis bestuur en God verheerlik, die kinders wat volg. Al hierdie dinge, vriende, is belangrik, en daarom was hierdie gedagte vir my so treffend, toe daar staan dat hierdie man, Filemon, was 'n man wat sy huis oopgestel het, sodat daar ook 'n gemeente begin was in hierdie huis, en deur hierdie gemeente was daar kosbare werk gedoen in die gemeenskap.
Ons sien op die einde van die dag dat Onesimus, die slaaf wat gevlug het van Filemon, later deel geword het van hierdie gemeente, omdat hy kind van die Here geword het. En ag vriende, ek wil vanmôre net vir u vra, en hierdie gedagte in u midde kom laat. Ek wil u vra, in hoe mate is u huis 'n kerk in die kleine? Ek wil u vra, as u 'n man wat lief is vir die Here en u vrou en u kinders oproep tot diensbaarheid aan die Here. Hulle oproep om vir hulle te sê, kom ons volg die Here. Onthou u vir Josua daar in die Ou Testament? Josua sê vir die volk, ek gee nie om wat julle regtig doen nie, want julle maak beloftes en julle sê julle gaan die Here dien en dan sê julle weer hier links en daar regs, maar ek wil net vir julle sê, ek en my huis, ons gaan die Here dien en volg my in hierdie dien van die Here. En ons weet die volk het gesê vir Josua, ons sal die Here dien soos jy in jou huis die Here dien, en later het hulle heeltemal verval en was hulle later in ballingskap weggevoer, en dit is die groot gevaar wat ons mee sit, as die leierskap in die huis, as die pa in die huis nie die pad met die Here stap nie, begin die ma en begin die kinders ook die pad byste raak. Daarom, soos die predikant in die gemeente leierskap moet neem of leiding moet neem, en as leier die mense moet begelei in die waarheid van die woord, so moet die pa dit doen by die huis, as daar nie meer 'n pa is nie, moet die ma dit doen, maar ons moet onthou, en vriende, ons moet besef, alles ons dag, hoe besig, ons is die kerk in die kleine, en my huis is 'n plek van aanbidding, en my huis is 'n plek waar ek my kinders begelei in die waarheid van God se woord. Mag u en ek hierdie groot waarheid verstaan, en mag ons dit ter harte neem, en mag ons in hierdie môre sê, Here, ook my huis wil ek 'n kerk in die kleine maak. Ook wil ek my huis gebruik om u waarheid aan my mense te proklameer. Ook ek wil hulle oproep om saam met my in die groter kerk, in die breë kerk, die waarheid van God se woord aan te hoor, te verkondig, sodat ons dan getuies vir die Here kan wees. U kan so ver gaan om u huis beskikbaar te stel, om in u omgewing mense te nooi, om na u huis te kom, om die waarheid van die woord met hulle te deel. En ag vriende, hoe wonderlik om te weet, dat die Here sy gemeente dan saamvoeg Sondag, met klomp klein gemeentetjies, as ons dit so kan stel, wat van verskillende plekke afkom, huisgesinne, om hom te aanbid in gees en in waarheid. Mag die Here ons seën met hierdie waarheid, mag die Here dit in ons harte inbrand, sodat ons sal besef, wat 'n groot en wonderlike en heerlike taak en roeping het ons, om ons huis as kerk in die kleine te bestuur, en te begelei in die weg van die Here. Vriende, groete vir u, mooi dag verder.